genade word in gemors gevind. As jy dink, is 'n gemors nie. Ek wil vir jou sê, genade word in gemors gevind. Wanneer het Jesus my gekry, is toe my lewe in 'n gemors was. Toe my lewe in gaas was, dis toe ek God se genade ontdek. Binne in daai gaas, binne in daai stikken. En ons wil baie keer eers regkom. Ek hoor mense sê, maar ek kan nie na die Here toe kom nie, want ek het te veel goed. Dis juis binne in daai gemors en binne in daai stikken waar Jesus die beste opbring. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg. Dit voel vir my soos die kompleet maak van 'n sirkel. Voel vir my soos payback. Vir jare lank het hierdie gemeente soveel in my belê, 10 jaar deel wat ek voltyds hier was by die gemeente en ek is nou weg vir so 14 jaar en nou net weer om bietjie terug te kom en vir die volgende paar maande saam met julle die Here te kan dien. Saam met julle opgewonde te wees oor wat die Here gaan doen in hierdie gemeente, hierdie nuwe seisoen, dit wat voorlê. Ek is baie opgewonde om saam met Marius en die span net te dien. Ek onthou, ons bussies het altyd so 'n signage opgehad wat gesê het, vir die koning en sy koninkryk. Ons sê altyd so mooi, ons is hier vir die koning en sy koninkryk, en vir my is dit 'n groot voorreg om vir die volgende paar maande net saam met julle te wees en saam met julle te dien, en tot kom kyk wat die Here gaan doen in Oase familie. So baie dankie, en die manier ook wat ek ontvang is, ek waardeer julle, is regtig ware voorreg om terug te wees. En dan vir die ouens wat daar op online is, die ouens aan Calvinia sê, nee asseblief, sê net ook vir ons iets daar aan Calvinia daar in die verte. So ek wil net vir die ouens aan Calvinia sê, ons mis julle en ons hoop dat dit met julle goed gaan en dat die seën van die Here ook met julle sal wees, daar Calvinia Nuwe Lewe Gemeente. Wanneer hierdie na kyk, mag julle ook die Here se liefde en sy vrede beleef. Vanoggend was my so mooi die doop. En baie mense sê, gebeur daar nog wonderwerke. En ons soek hierdie groot goed. En ek het in die week net vir die span iets vertel van, partykeer mis ons net oor doop en wat hier gebeur. Ons kuier ek saam met my mentor en dis 'n oom wat betrokke was in 196 lande. In oorloglande het hy gewerk, in die rofste lande waar die evangelie, waar mense doodgemaak word omdat jy Jesus dien, hy het daar gewerk en hy het verskriklike klomp wonderwerke beleef. Hy het mense die dood uit opgewek. En ek sit by hom en ek sê vir hom, en Floyd, vertel vir ons bietjie 'n great story, 'n groot wonderwerk. Want ons soek mos nou die groot wonder, en ek dink hy gaan vertel hoe hy mense die dood uit opgewek het, en hoe ons soek mos al die groot goed. Ons sit so in 'n kring en hy kyk my so en hy sê, Henny, yesterday we baptized 8 women. What a great story. Van al die wonderwerke en van al die goed wat hy kon vertel hy van hierdie 8 vrouens wat gedoop is en hulle lewe vir die Here gegee het. Daar is geen groter wonderwerk in die heelal as dit nie. 'n verlore mens wat in 'n verhouding met die lewende God kom staan. En ek wil hê ons moet dit onthou. Ek kom baie keer in kerk en sê, ja, maar die kerk is, mense val nie meer om nie, en mense skree nie meer nie, en praat nie. Die grootste wonderwerk is wanneer iemand by Jesus uitkom. En dit is my en jou grootste voorreg om deel te kan raak van dit, en om dit vir 'n wêreld te gaan deel. Die grootste ding wat jy vir Jesus kan doen, is om vir iemand anders van hom te vertel, en vir daai persoon te sê,
Gee jou lewe vir die Here. Mag ons dit nooit vergeet nie, gemeente. Mag dit die een ding wees in ons lewe wat ons altyd sal soek en sal honger wees voor, is om hierdie goeie nuus vir mense te gaan deel. Want dis hoekom jy sit vanoggend. Iemand het eers dit vir jou vertel. En daarom is jy hier. Nou vanoggend is ek opdrag gegee. Ons is besig met 'n reeks en dit gaan oor familie. En ek moet 'n bietjie praat oor familie Bybelstudie. Nou ek onthou die eerste keer toe ons nou jy kom by konferensies, jy kom by preke, dan vertel ouens vir jou van familie Bybelstudie. En dan gee hulle hierdie stel reëls en regulasies van hoe dit moet lyk. En dan gaan traai ek dit by my huis. Dan hoor ek mense sê, elke aand lees hulle die Bybel. En hulle kinders is stoepstil. Is daar sulke huise hier? Want dan moet jy kom preek. Dan onthou ek, nou gaan ek kom met my vrou, ek sê, nou, is dit Bybelstudie tyd. Kinders om die tafel, almal, dit is nie 'n minuut nie, dan is dit gaas. Jy probeer. Weet, hulle is nooit moeg nie, hulle kan TV kyk, tot laat. Maar as ons Bybelstudie doen, dan is hulle moeg. So as jou kinders wil het slaap, sê vir hulle, ons gaan nou Bybelstudie hou. En dan is hulle moeg, en nou, en naderhand het ek het dit probeer, en dan sê mense, Henny, jy is hierdie sendling, jy is oor al hierdie plekke in die wêreld, het jy altyd Bybelstudie gedoen? Ek wil vir vanaand sê, nee, ons het nie altyd. Ek het nie elke aand met my gesin gesit en Bybelstudie. Dit was vrek moeilik. Ons het probeer, ja. Ons het probeer. So ek wil vanoggend vir jou sê, dis nie een van daai sessies of dienste waar jy gaan uitstap en so skuldig voel, want ek het altyd daar uitgestap en skuldig gevoel. Maar wat ek wel vir jou wil sê vanoggend is, as jy niks doen nie, begin net iets doen. Ons gaan vanoggend 'n paar pointers gee. Want jy sien, en ek praat met Marius in die week, ons wil nie 'n gemeente wees, waar ons hier kom goed doen, om julle te entertain, en dan stap julle weg en sê, wow, het was 'n great service, het was lekker, ons het lekker gesing, die woord was mooi, en dan gaan ons huis toe. Ons werk is om julle toe te rus, om hierdie goeie nuus al buite te gaan vat. Ons is nie hier vir entertainment nie. As jy wil geëntertain word, gaan koop daar by Monte Casino vir jou kaartjies, hulle het die mooiste shows wat hulle aanbied. Ons wil hê jy moet toegerus wees. So ek wil vir jou langs jou, moet jy sê, hey, hierdie is nie 'n sitkerk nie. Sê vir hom. Hierdie is nie 'n sitkerk. As jy wil sit en niks doen nie, ons gaan jou 'n lys gee van kerke, daar's klomp kerke wat sit. Hulle doen niks. En ek het dit geleer by 'n vriend van my. Hy was 'n Damara Bushmandjie, hy's net so groot, ou David. Hy's nie meer met ons nie, hy's by Jesus. Hulle het hom gevang in Uganda en doodgemaak vir die evangelie. As ry eendag verby 'n kerk, en aangebabas, hy sê, jy sien nie daai kerk? Ek sê, ja, hy sê, dis 'n sitkerk. Ek sê, David, wat is 'n sitkerk? Hy sê, hulle sit net, hulle doen niks. Mag dit nooit wees dat ons net sit en niks doen. So ons rol en ons funksie hier is om julle toe te rus. En weet jy wat, as jy mense begin oplei, is dit 'n gemors. Is julle al agtergekom? Besigheidsman, as jy nuwe ouens in 'n company kry, in die begin is dit maar, sit hier mekaar spil. OK? Julle al gesien hoe lyk billetjie rugby? Dis 'n redelike gemors. As hulle begin speel, dis 'n gemors in die begin. So as dit 'n gemors is, wil ek vir jou sê, dis OK. As jy goed nie altyd uitwerk nie en jy begin, niemand van ons, daar's preke wat ek gepreek het, 10 jaar terug, 15, 20 jaar terug, dit was 'n gemors. Ek bid net en sê, Here, asseblief, maak my ouens se ore toe, of change net hulle minds, dat hulle nie gedoen het wat ek gepreek het. Maar ergens moes ons begin het. En ons wil 'n platform, ons wil 'n plek skep waar mense dit gemaklik, en dit begin by jou huis. Dit begin daar, by jou tafel. Jy sien, die grootste wanopvatting van ons as Christelike ouers,
of as Christenmense sê dat ons Bybelstudie of ons tyd moet perfek wees. Nou as jy wag vir perfektheid, gaan dit nooit gebeur nie. Dit is soos mense wat sê, wanneer trou julle? Ons wag dat ons genoeg geld het. It's never gonna happen. Just do it. Bybelstudie hoef nie perfek te wees nie. En wat dan gebeur is, ouers sê, ek voel nie goed genoeg nie. Ek weet nie genoeg nie. My kinders sit nie stil genoeg nie. Ons gesin is te besig. Nou, ek weet hierdie van Vreden gesin, het voel net, ons het geen ritme nie. Want dan is ek daar en dan is ek nie daar nie. En dan is my kinders daar en ons probeer nou al vir die laaste 5 jaar om saam net 'n uitreik te gaan doen in Japan. Ons kry nie almal vir 'n tydperk by mekaar saam nie. My kinders is nou groter, so hulle is almal besig met hulle goed. Maar dis 'n besige storie, en partykeer voel ons net, ons kom nie daarby uit nie. Iemand gaan dit onderbreek. God het ons nie geroep tot volmaakte Bybelstudie nie. Hy roep ons tot getrouheid. Net om getrou te wees. 'n deurmekaar Bybelstudie is beter as geen Bybelstudie. Kan ek dit weer sê? 'n deurmekaar Bybelstudie is beter as geen Bybelstudie. Maar begin net ergens. Begin net ergens. Kinders word nie gevorm deur volmaakte lesse nie. Hulle word gevorm deur gewoontes. Dit hoef nie volmaak te wees nie, maar skep net ergens 'n ritme in daai tyd. En vir ons wat nou nie meer kinders in die huis het nie, oupa, ouma, jy wat hier is, as jy kleinkinders, luister hierna. As jy single is, begin vir jou 'n ritme skep. Maak daai tyd, dis makliker vir ons. As jy die huis uit is. So, God se plan is daaglikse vorming, 'n daaglikse ritme. Dis nie 'n nou en dan inspirasie nie. Dis nie net nou en dan wat ons so 'n bietjie oop per geleentheid. In ons wandel en ons handel moet dit wees. Dat ons huisgesin deel is van die Here. Hoor gou, wat sê Deuteronomium 6 vers 6 en 7. Hy sê, jy moet jouself heel hartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee. En dan, skerp hierdie woorde by jou kinders in. Skerp hierdie woorde by jou kinders in en praat met hulle daaroor. By die huis, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Hierdie praat van 'n lewenstyl. So ek het nou vir julle gesê, ons het nie elke dag Bybelstudie gehou by ons huis nie. Maar wat ek wel vir jou sê is, ons huisgesin het 'n lewenstyl om Jesus te volg. Ons is 'n huisgesin wat gefokus is om te contribute en nie te kom consume nie. Ons is 'n huisgesin wat gesê het, ons sal vakansies vat en dit opoffer om op uitreike te gaan. Ons het hier diep in Afrika ingegaan. My kinders was al in 'n klomp lande gewees. Wat ons gesê het, ons sal 'n lewe leef as 'n gesin wat gee. Ons sal ons huis oopstel vir mense van die evangelie. Daar was hoeveel nasionaliteite het al in my huis geslaap. Russe, Duitsers, Amerikaners, ouens van Uganda, ouens van Zimbabwe, Japaneese, Chinese, klomp. En my kinders het iets beleef en iets gesien. En wanneer ons deur die lewe beweeg, het ons gesê, ons is 'n gesin wat sê, ons lewe behoort aan Christus en ons missie is wat Christus vir ons wil hê. En dit begin om hierdie goed in te skerp by jou kinders. Dit hoef nie 'n perfekte Bybelstudie te wees waar ons net gaan sit en nou moet ons lees en nou moet ons bid en nou moet ons dit praat van 'n leefstyl. Want ek het mense gekry wat hulle kinders so gedwing het en die dag wanneer hy kind nie meer onder jou dak is nie, het hy begin rebelleer. Hy wil nie meer deel wees. Onthou toe ek was gedwing om kerk toe te gaan. Dis lekker om kerk te gaan in Oase.
Maar ek weet, partykeer was ek by kerk gewees, dit was nie lekker daar gewees nie. En dan het hulle mos die ou mense het so 'n skopspeld hier in hulle, hierdie ding gehad, hierdie koller, nê? En as jy nie stil sit nie, dan tik jy daai kopspel en dan steek hy jou so. Jy moet stil sit. Ja, en daar's respek en ons moet orde hê, dit is alles goed en wel. Maar weet jy wat, dit het 'n rebellie in my opgerig. Soos ons Bybelstudie hou en die voorbeeld van wat ons daar gelees het en wat ek gesien geleef het, maak rebellie in jou hart los. So wat sê hy? Skerp dit by jou kinders in. Hy sê hier hoor vir Israel, hy sê, as julle in die huis is, as julle op die pad is. Ons ry baie met voertuie, hulle het seker geloop so, ek dink hulle het baie meer tyd gehad, maar as jy ry, sit goed op, sit worship song, praat met jou kinders oor die stories, vertel wat die Here vir julle gedoen het. Maak gebruik daai geleenthede. Dis oomblikke waar julle saam kan wees, as julle hier op die pad is, as julle gaan lê, voor jy gaan slaap, vertel gou iets van die dag. Ek onthou ons het altyd gesit en om met etenstafel ons sê ons, wat was goed vir jou vandag en wat was sleg? Maar iets prakties. Waar het jy Jesus sien beleef in die dag? En dan die kinders met stories en getuienis gekom. En ek dank die Here want God werk deur stories en ons kinders love stories. As ons by mense kuier, dan is daar een storie wat Annika altyd sê, Dada, vertel hulle die gemmerkoekie storie. Onthou dat ek eendag vir julle die gemmerkoekie storie vertel, die wat dit nog nie gehoor het. Maar dis stories wat ons lewe verander het. Want ons was in hierdie leefstyl. As julle gaan lê, as julle opstaan. Jy het nooit gesê disippelskap moet hier by Kietskerk plaasvind nie. Alhoewel dit belangrik is en jy moet jou kinders bring na die gesamentlike byeenkomste van die Here, is dit nie die verantwoordelikheid van die kerk nie. Dis jou daar by jou huis, daar is dit jou verantwoordelikheid vir al julle jong paas en jong maas wat eers volgend. En jy wat 'n oupa is, help jou seun, help jou dogter om daarby uit te kom. Ondersteun hulle, bemoedig hulle. Jy sien, hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is die God van generasies. Dit baie keer vir my so hartseer wat gebeur is, die kerke begin skei in daai generasies. Die ou mense sê, die drom is daar, die jong mense sê, nee, ons sing te stadig. En weet jy wat gebeur? Nou skei daai generasies. En dis nie God se plan, is nooit God se droom nie. 'n Kind moet 'n oupa hê, en 'n oupa moet 'n kleinkind hê. Dis hoe God die familie gemaak het, want daar's sinergie wat daar plaasvind, daar's goed wat ons kan leer, goed wat ons kan ontdek. En mag dit so wees, en ek weet dit is so moeilik, want baie van ons kinders sit oor see. Party oupa sien net hulle kinders op die skerm. Maar in daai skermtyd kry kreatiewe maniere, vra die Heilige Gees, hoe gaan ek met my kind praat? Dat my kind sal verstaan wie hierdie Jesus is. Disippelskap begin om daai tafel. Ek dink Marius het gepraat oor die tafel. Dit is so belangrik om bietjie by 'n tafel te kom. Dit is so belangrik om saam te eet. Nie wanneer binnelanders op is voor die TV. En ons val so vinnig in dit. Maar gaan sit net bietjie en eet saam. Bær die selfone en gaan kuier net saam. En daar begin julle praat oor die dinge van die Here. Begin met 5 minute. Maar nie daar preek, ek onthou, ek het nou 'n hele reeks, ek boekie gaan koop van hoe, ons kon nie eers die eerste 5 sinne lees nie, toe dink ek, ag nee, kom ons los dit net. Maar begin met daai 5 minute. Lees 1 sin in die woord. Afhangende van hoe oud jou kinders is, gaan lees daai 1 sin. Vra 1 vraagie, hoe beleef dit? Wat vra jy? Vra is goed. Jy gaan sien hoe Jesus geteach het, hy het baie keer met vrae gevra. So vra jou kinders, wat dink julle? Hoe voel julle? Wat het julle gesien vandag? Wat het Jesus beleef vandag? En bid. As daar 'n boelie by die skool is, bid vir daai boelie. As hy sleg gebeur, 'n juffrou wat bid. Ek onthou, hulle baie keer by die huis gekom het en sê, pa, ons kan ons gou vir hierdie persoon bid, kan ons gou vir daardie persoon bid. En vandag is hulle is daar, hulle te deel, hulle bedien mense, waar hulle beweeg en waar hulle gaan. Ons het nie die lang ingewikkelde Bybelstudies gehad nie. Konsekwentheid is kragtiger as ingewikkeldheid. Die volgende ene. Genade word in gemors gevind. So jy dink, is 'n gemors hierdie. Ek wil vir jou sê, genade word in gemors gevind. Wanneer het Jesus my gekry, is toe my lewe in 'n gemors was.
toe my lewe in chaos was, dis toe ek God se genade ontdek. Binne in daai chaos, binne in daai stikken. En ons wil baie keer eers regkom. Ek hoor mense sê, maar ek kan nie na die Here toe kom nie, want ek het te veel goed. Dis juis binne in daai gemors en binne in daai stikken, waar Jesus die beste opereer, binne in jou lewe. En hoor gou hierso, hy sê, Lukas 18 vers 15, 17, hy sê, Jesus het die mense het hulle kindertjies na Jesus toe gebring, sodat hy hulle kon aanraak. So ek en jy, ek sien daai ouers, dis vir hulle belangrik, dat hierdie kinders moet met Jesus kom connect. So hier kom hulle bring hulle kinders. Ons moet ons kinders bring na God toe. Ons moet laat ons kinders met Jesus connect. Ons moet. Maar nou, sien jy die disippels, hulle wil dit stop. Hulle sê nee, wag 'n bietjie. Want kan jy nou dink, het hulle doeke gedra in daai tyd? Hulle seker nie daai strip-on doeke gehad nie, tannie. Julle het die lapdoeke gehad, né? Hier is vieslike goed daai wat jy moes was die hele tyd. Nou kon jy dink hoe dit gelyk in Jesus se tyd. Hulle het nie daai fasiliteite, so dit was 'n redelike gemors gewees. Hier kom al hierdie kindertjies, dis loopneuse, dis vuil, hulle het ver gestap, dis 'n geskreeery, maar hierdie mense het 'n behoefte dat hulle kinders by Jesus uitkom. Het ons 'n behoefte dat mense nog by Jesus uitkom? Al lyk dit soos 'n gemors. Al is die doeke vuil en die neuse loop, het ons nog 'n behoefte. Die disippels wil dit toe stop. Ek kon dink, hulle sê, hier's gaas nie, hierdie kan ons nie doen nie. Dit gaan te rof hier so nou. Kom ons stop hierdie storie, want Jesus is belangrik. Maar dan kom Jesus en hy sê, en Jesus het egter die kindertjies nader geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie keer nie. Laat die kindertjies na my toe kom. Moet hulle nie keer nie. Want hy sê die koninkryk behoort aan kinders. Mense wat soos kinders word. Die koninkryk behoort aan hulle. Laat hulle na my. So Jesus is nie bang vir ons gemors nie. Jesus is nie bang vir 'n deurmekaar spel. Baie keer dan wil ons soek heilige blokke en oomblikke bou. En ons dink alles moet in plek wees. Die musiek moet regval, die aksies moet reg wees, die woorde moet reg wees, dan beweeg die Heilige Gees. Nee, ek wil vir jou sê, kom na die strate van Kolkata in Indië, waar hulle stikkend gebreek en verloor is, en jy gaan Jesus dus in daai strate sien loop. In daai gemors. Hy het die onderbreking verwelkom. Al was dit lawaaierig, jy kon dink, klomp kinders hy het in dit beweeg. Kinders het nie sy afleiding gevat. Dit het hom nie ontstig nie. Hy was gefokus, hy het hulle gebring, en toe hulle bring, het hulle hand op hulle gelê, en hy het hulle geseën. So ek wil vir jou sê, vat jou kinders na die Here toe. Vat mense wat ons baie keer dink, lyk nie soos mense wat die Here dien nie. Vat hulle na die Here toe, al is dit 'n gemors. Jy sien, ek het in 'n bar gesit. Toe iemand by my instap, en sê, Henny, hoe lyk jou lewe met Jesus? Terwyl ek sit en drink, het iemand in die gemors ingestap, want hy het geweet, Jesus is nie bang vir gemors. So bring jou kinders, al is daar chaos by die huis, al is dit deurmekaar, al is dit net daai oomblik. So Bybelstudie hoef nie noodwendig stil te wees nie, dit hoef nie foutloos te wees nie. Al wat daar moet wees is Jesus. En hy is oral. Hy is oral. Dis al wat daar moet wees, is Jesus. Partykeer is hy net 'n ma en 'n pa wat sê, dis my kind, ek weet nie. My kinders het partykeer my vrae gevra en sê ek, yes, Dada weet nie. Maar kom ons soek die Here saam oor hierdie goed. Ek het nie altyd die antwoorde nie. Hierdie voete wat hier staan is voete van klei. Jy sien wat die mooi storie van hierdie storie is, as jy net 'n paar verse opgaan, dan vertel hy van die twee man so, hierdie storie van die kinders gebeur, maar net voor dit vertel Jesus hierdie gelykenis van die fariseërs, wat inkom en hy bid, hy sê, Here, dankie dat ek nie soos ander mense is nie. Dankie dat dit goed gaan met my. Dankie, hy noem dit daai, hy sê, dankie dat ek my 10de betaal en al my offers regbring.
Maar dan is daar 'n ander man. Hy wou nie eens opkyk in die tempel, sê die Bybel, en hy het op sy bors geslaan, en hy het gesê, Here, help my. Here, vergewe my. Here, ek is nie eens waardig om in die teenwoordigheid te wees nie. En toe sê Jesus, die een wat die koninkryk ingaan, was hierdie man. Die een wat in die gemors van sy lewe was, en Jesus aangeroep het. Dis hy wat in kan gaan. So Jesus is nie bang vir ons gemors nie. As jy gemis het, gaan net aan. Al is dit deur mekaar, hou net aan. Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom. Dit is soos fietsry. Al val jy tel die fiets op en jy ry weer. Jy hou nie op nie, totdat jy dit reg kry. En jy gaan sien, soos wat hulle groter raak, begin dit dieper raak. Hier in die tienerjare kan dit weer so 'n bietjie struggle. Maar nou is dit vir my so mooi as ek kyk, en ek sien hoe my kinders sit met die woord. Partykeer slip ek daar in, en kyk ek bietjie daar by hulle journals, dan sien ek wat skryf hulle oor die Here, en wat vra hulle vir hom. Al was dit net bietjie, dit was nie perfek nie, maar ons het aangehou. So kan ek jou bemoedig, en dan die laaste stukkie, klein gewoontes vorm ewige harte. Verswyg nie, Psalm 78 vers 4 tot 7, hy sê, verswyg nie, verswyg ons nie vir ons kinders nie, maar vertel vir die volgende geslag van die roemryke dade van die Here en van sy krag en van sy wonderdade. Ons moet vir die volgende generasie vertel. En my vraag is, het jy stories om te vertel? Het jy 'n verhouding met die, want jy kan nie gee wat jy nie het nie. En daarom is jou eie Bybelstudie so belangrik. Daarom is dit so belangrik dat jy tyd met die Here spandeer, dat jy 'n verhouding met die Here, sodat jy vir iemand kan vertel van die Here. Ek kan vir jou vertel van Nelson Mandela, dit beteken eintlik veel nie, want ek het 'n verhouding met hom gehad. Maar ek kan vir jou vertel van my vrou, want ons het verhouding. Daar's diep verhouding tussen my en haar, en ek kan jou vertel van wat sy doen, en wat sy sê, en hoe sy voel, en net so met die Here. En dit moet ons vir ons kinders vertel. Het die Here vir jou wonderwerke gedoen? Vertrou jy die Here? My vraag vanoggend vir jou is, liewe kind van God, is daar iets op hierdie stadium waarmee jy die Here moet vertrou in jou lewe? As daar nie is nie, lewe jy op jou eie. Is daar iets in hierdie stadium in jou lewe waarvoor jy die Here moet vertrou? As daar nie is nie, is jy op jou eie. Ons moet altyd by 'n plek wees wat ons sê, Here, ons is afhanklik, is hierdie ding of daai ding, ek het maar vertrou jou vir hierdie saak, vir hierdie situasie, vir dit. Want dan kan ek sien wat die Here in my lewe doen, en dan kan ek eers dit vir my kinders vertel. Hier sit oom Chap, ek is so dankbaar vir hom. Ek was vir hoeveel jaar in sy selgroep? 10 jaar. Ek het sy stories gehoor. Ek het sy stories gehoor van sy vrou. En dit het my geïnspireer, dat ek ook aan God begin glo het. Dat dit my geloof begin sterker maak het. So sit bietjie by ouer mense en vra bietjie vir hulle. Vertel my bietjie jou storie oor Jesus. En jy gaan hoor, ons moet dit vir ons kinders vertel. Hy sê, hy gee dit vir die kinders. Hy sê, gee dit vir hulle, laat hulle nie sal vergeet nie. En dat selfs die ongebore kinders eendag van Jesus weet. Daar's 'n nageslag wat uit jou gaan kom, wat jy nog nie ken nie, maar gaan hulle vir die Here ken. Dit kos net 1 generasie om die Christendom te vergeet. As ons nie vir die volgende generasie vertel nie, is dit verby. En sien jy hoe belangrik is dit dat kerk moet Abraham, Isak en Jakob in hom hê? Sodat daai generasies kan aanhou en aanhou en aanhou. Ek begin nou Abraham word, hè nie? Ek en jy, nie? Om Chap is nou al eintlik Abraham verby. Maar ons begin nou die Abrahams word. Vertel ons vir die Isaks en die Jakobs van die wonderlike dinge wat God gedoen het in ons lewens. En Lukas, ons moet dit vertel, ons moet dit deel. En ek wil hê jy moet dit vertel vir jou kinders, daai stories. Dis nie net inligting nie, dis transformasie wat plaasvind. Jou kinders beleef iets en sien iets. Niemand gaan my kinders oortuig dat die Here nie bestaan nie. Niemand nie. Jy kan hulle vra en bel en sê, hoor die God bestaan nie, hulle gaan vir jou vertel. Ons het hom gesien daar in Malawi, ons het hom gesien
daar in ons huis, die sending daar om ons kamer. Ons het hom gesien daar in Indië. Ons het hom gesien wanneer my pa teen die grond is en nie weet wat om te doen nie en stikkend is, hoe God hom optel en hom help. Ons het dit gesien. Jy gaan nie vir my sê, God bestaan nie. Want ons het hom beleef, ons het ervaar. Ons het sy kragtige dade gehoor en gesien en ons het dit beleef. Daarom wil ek jou challenge. Maak seker jy kom op 'n uitreik met jou kinders. Julle jong ouens, ons het hier uitgereik in hierdie gemeente. Die wêreld vol. Los die R70,000 se, seker nou baie duurder, 120,000-200,000 rand se ski vakansie. En gaan bietjie op 'n uitreik met jou kinders. En kyk wat doen dit in hulle lewens en in jou lewe. Ek wil jou challenge op dit. En ons gaan begin goed neersit in die gemeente. Jong ouens, vat dit. Ek onthou toe ons kinders so klein was, Ben hulle, daar sit sy dogter, Margriet en Jaco nou die dag getrou. Hulle was sulke chokkertjies en ons het hulle op uitreik gevat. Pieter, wat op die bestuur, sulke chokkertjies, ons het hulle op uitreik gevat. Ons het daar in die gemors gebly. Maar God se genade was daar. En hulle lewens het verander en hulle is lief vir Jesus. Vertel dit vir die volgende generasie. So hou dop, ons gaan 'n paar goed neersit. Ons gaan dit doen. 'n Pa wat bid, 'n ma wat Bybel lees. Gesin wat net saam sing en worship doen. Eenvoudige, maklike goedjies. Prakties. Lees 'n kort skrif. Vra 'n vraag, bid saam en sien jou kinders. En dit hoef nie elke dag te gebeur. Nie 'n las op jou sit vandag. As jy dit kan doen, great. Ek kon dit nie regkry. Maar ek onthou, daar was tye, en daar was sulke special moments ook. Voor 'n kwartaal begin, is altyd gebid, Here, gee vir ons kinders guns, gee vir hulle wysheid. Voor die skool, hulle skool toe gaan in die oggend, bid vir hulle. As hulle in die aand terugkom met 'n moeilikheid, gaan sorg dit uit by Jesus. Sê, wat sê die Bybel oor dit? Dit is maklik en prakties. Moeilikheid is altyd daar. Dan vat ons die woord en sê, wat is God se antwoord op hierdie moeilikheid? En kom ons roep Jesus en soek Jesus saam in hierdie situasie en in hierdie spasie. Mag dit ons storie wees. En mag die volgende generasie die Here dien met 'n passie en 'n vuur, soos nog nooit tevore. En dis wat ek vir julle bid. Ek bid vir jong, ek is so opgewonde oor die jong mense. Ek is so opgewonde in my gees. Want die Here gaan goed doen in daai generasie wat ons nog nie gesien het of van gehoor het. Want die wêreld is besig om 'n bose plek te raak. En God gaan mense in daai stikkende gemors instuur, sodat die wêreld sy genade kan ontdek. En dis ons, kinders en kleinkinders. Mag die Here ons help. Kom ons bid saam. Jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, dis maar moeilik. Kry nie altyd hierdie goed reg nie. Maar help my net om te begin. Net om te begin. Al doen jy hierdie week het net een keer. Miskien is jou eie Bybelstudie nie op 'n lekker plek nie. Begin net. Begin net. Moet nie moedeloos raak nie. Moenie moeg word nie. Hou aan, consistency. Here, ons kom buig vanoggend voor U. En ons weet, daar's 'n klomp goed wat moet gebeur. En ons kom nie altyd by dit uit nie. En daarom wil ek U vra, geef ons wysheid, geef ons insig. Maar Here, ek vra vir 'n honger en 'n dors na U woord, soos nog nooit tevore nie. Kom maak ons so honger en so dors vir U teenwoordigheid. Here, dat ons U sal soek dag en nag. Dat ons met elke asemhaling sal weet, God is met ons, God het 'n plan, God het 'n droom. Dat God in ons werk, dat God deur ons sal werk. Sodat die wêreld sal weet, daar's net een redder, en sy naam is Jesus Christus. En dat wanneer mense na ons as 'n familie, na hierdie gemeente kyk, hulle dit sal raak sien. Kom help ons, Here. U sê in die woord, as ons hulp kort, kan ons na U toe kom. As ons wysheid kort, kan ons na U toe kom. Vanoggend, as 'n familie, kom ons vanoggend na U toe. Ons sê, Here, ons weet nie alles nie, ons ken nie alles nie, hier moet 'n klomp goed gebeur. Help ons, wys ons, leer ons, lei ons. Dankie dat U getrou is, dankie dat U dit gaan doen. Dankie dat ons in hierdie week al gaan beleef, hoe God beweeg in en deur ons lewens. In Jesus se kosbare naam.
Amen en amen.